voorheen 'n grensoorlog. The war was being Namibiaized, Namibiaized, if I can say that, so that it's a Namibian fighting another Namibian. Ons het regtig geglo dat daar was 'n aanslag op die gedeelte van die wêreld, Suid-Afrika ingesluit, Namibië ingesluit. Wat hulle genoem 'n totale aanslag. Baie onskuldige mense in die noorde wat doodgegaan het as gevolg van die kruisvuur. Landmyne wat gepland was, nie noodwendig bedoel vir die bevolking as deel van die oorlog, maar aan die einde van die dag is dit die publiek wat dat detoneer. So as ek kyk in die noorde, daar is seker skaars 'n familie wat nie vir jou kan sê dat 'n geliefde persoon verloor, iemand wat aan hulle verbond is verloor deur die oorlog. Dit was tragies. Die Ovambo-bevolking van die noorde van Namibië was deur al die jare van die oorlog in die middel van die gevegte. Duisende is dood of deur landmyne vermink. Afgesien van die daaglikse gevaar waarin hulle geleef het die oorlog ook 'n ander trauma gebring. Hulle moes kant kies. Gedurende die oorlog het ons Koevoets gehad, ons het Swati Army gehad, ons het SWAPO. 2 broers, miskien 3 broers en each one in one of the camps. Nou as ons nou huis toe gaan, wat gebeur? As ons nie reconciliation kan maak nie, dan sal ons onder mekaar begin veg en baklei. So ons het dit we prevented that. Die vyandelikheid wat geheers het, verhoed aan mens om logies te dink tot op die vlak dat die is my broer of nie my broer. Jy sien hom as 'n vyand en 'n vyand moet seker uitgewis word. Dit is beter vir ons, want ons het teen SWAPO baklei daarso. Ons het teen SWAPO baklei. Dit is al die pad van begin af teen SWAPO baklei. En daai tyd wat ons gewerk het, goeie salaris gekry, maar nie groot salaris nie. Ons het gelewe met die kinders. En ek dink in die Weermaggeleedere is daar 'n bekende 2 broers, die Breitenbergs, wat verskillende sienswyse het. En dit is maar die Ovambos ook, is verskillende sienswyse, want sy broer is by SWAPO en die ander broer is by 101 en so jag hulle mekaar. Die oorlog het hom nie net tussen soldate uitgespeel nie. Karl Njoba het albei sy ouers verloor. Ek dink ons was net 'n wonderlike familie gewees. Eintlik het ek by 'n sendingstasie groot geword, waar my pa dan in beheer van die kerk was en my ma was in beheer van die kliniek daarso. En daai 2 mense het hard gewerk, nie net wat van hulle verwag word, maar bo wat van hulle verwag word. My ma was omtrent 24 uur, 7 dae na week op diens, so siek mense aankom, so gaan sy. En sy doen alles met 'n glimlag op haar gezicht. Karel se pa was hoofman Cornelius Njoba, deel van die Ovambo-regering in die tuislandstelsel wat Suid-Afrika in die destydse Suidwes ingestel het. En in 1975 was hy dan as 'n hoofminister van Ovambo verkies. Dit was na die dood van hoofminister Philemon Elifas, wat ook op onverklaarbare wyse vermoor was. Die tuislandstelsel is in 1968 in Suidwes Namibië ingestel. Dit het van die begin af skerp verdeeldheid veroorsaak. What they should have done is to integrate us as a society, but instead they start to divide us, to rule us in different developments. Like the Hereros should have their homeland, the Ovambos, the Kavangos, the Namas, the Damaras, and so forth. They were not preparing us as a nation of Namibia, but they were preparing individuals in Namibia so that they stay there as the rulers of Namibia, ruling divided people in their separate development. Ovambos wat gekies het om met die stelsel saam te gaan, is deur SWAPO-ondersteuners as meelopers van die onderdrukker gesien. Pastor Njoba, according to the information I received, he was against SWAPO and was really ready, even armed himself to fight on the side of South Africans. The South African at that time wanted to have people on each side, and definitely it has to use the leaders of the people
and to take them to their side in order to convince the people. From their part, probably right or wrong, they were also trying to see the question of Southwest Africa resolved, but not through through war or conflict, but through negotiations. Pastoor Njoba se Nasionale Demokratiese Party was deel van die Demokratiese Toernale Alliansie. Einde 78 is 'n verkiesing in Namibië gehou waaraan SWAPO nie deelgeneem het nie. Die DTA het 'n oorweldigende meerderheid behaal en pastoor Njoba het lid geword van die wetgewende vergadering. Dit was gevaarlik. The case was to remove those who are collaborating with the system and also to show that their collaboration has consequences. En op het stadium het hy na sy veepost toe gegaan, toe het SWAPO te rustig gehoor. Hy het soon toe gery en plande hulle 'n landmyn in die pad. En nie baie ver van waar hy landmyn geplant het hulle hinderlaag gelê in case dat hy die landmyn mes sal hy nog in 'n hinderlaag vasgery. En toe straf hulle daai myn en hy is op vriendes geskiet saam met 7 van sy vriende. Karel se ma was een van 28 mense wat dood is tydens 'n bomontploffing by 'n bank in Oshakati in 1988. Dus baie mense in die noorde kon nie glo toe sy so onskuldig en sy het niks te doen gehad met die oorlog, niks te doen met die politiek nie. Dat sy het eers haar man verloor en dan haarself in die tragiese ongeluk. Intussen was albei kante in die oorlog besig om aktief soldate te werf in die noorde van Namibië. Baie van SWAPO se planvegters het hier vandaan gekom. Aan die ander kant het die SAW in Augustus 1980 die SWA gebiedsmag gestig, deels onder druk van kiesers by die huis. In Suid-Afrika het mense ook gesê, luister, ons seuns moet daar gaan baklei. Wat doen die mense van Suidwes? Dis 'n ander land daar en gaan 'n ander land word. Hulle moet ook hulle deel bybring. En in daai atmosfeer moes ons die Suid-Afrika gebiedsmag daar stig. In my eie opinie dink ek dit was seker maar gedoen om Namibiërs direk betrokke te maak by die oorlog en dit ook clear te gee dat dit eintlik 'n clear oorlog is, maar ideologische oorlog. Tweedens, van een tactische oogpunt is het ook maar zo, hoe beter die soldaat die gebied kent, hoe beter opereert hij en hoe meer succes haalt hij. Hoe beter die soldaat die vijand kent, of potentieel vijand kent, hoe beter kan hij treden met wat hij doet. Uit die aard van die zaak, die mensen wat die beste oorlog kon voeren, was die plaaslike mense. En ek dink Suid-Afrika sou dom gewees het, die weermag as hulle nie gebruik het nie. Meeste van planlede is van 'n wamland. Traditie is dieselfde, cultuur is dieselfde en alles is dieselfde. So is baie maklik vir dan so 'n soldaat wat van 'n wambel agtergrond is om slag te raak met SWAPO. Hy weet hoe hulle dink. We were mingling with our own parents, our own brothers, the blood, the kin and kith. This was the kin and kith where we grew up. And we knew the area. We were also known there. They knew us personally. So you cannot tell them that we should not support us because they knew us. Jongmans in Namibië moes 'n harde keuse maak. Vir wie veg jy? Karel Njoba se keuse is bepaal deur sy agtergrond. Gegee my pa se politieke agtergrond, dat hy was 'n president van die DTA op 'n stadium en hy was hoofminister van 'n wamland met die Duitsland-bedeling wat hy was. En voordat hy was 'n pastoor van die Lutherse kerk gewees. En miskien is deel omdat ek ook my invloed gekry het om het anti-SWAPO invloed gekry het. Hy het dus by die SWA gebiedsmag aangesluit. Van die ander kant af is hierdie rekrute kras geoordeel. Of course, there would be some people within the society who would be crossing over to the side of the enemy. And this has happened anywhere
elsewhere also, that they could not understand why we were fighting. And also, apart from that, they wanted, because they were offered money, they wanted also to fight for money. Terwyl die oorlog voortwoed, het onderhandelinge op verskillende vlakke ook voortgegaan. SWAPO vergader in 1982 by die kontakgroep van westerse magte in die sogenaamde frontliniestate uit Afrika, maar weier kontak met die DTA. SWAPO wou nooit met die binnelandse partye praat nie. Daar was verskillende pogings aangewend om ontmoetings tussen my en SWAPO leiers te reël. Van Cyril Slabert nommer 1 het probeer. Hulle het geweier, sê wie's Dirk Mudge? Ek praat nie met hom nie, hy het nie 'n weermag nie. Mudge was een van die leiersfigure in die nasionale vergadering, wat na die 78 verkiesing tot stand gekom het. What South Africa did between 1975-76 really, until 1988, was to try to build an alternative structure, a democratic Turnale alliance, the provisional government of transition. Maar Pretoria het steeds die leiersels stewig vasgehou. Die nasionale vergadering in Windhoek het plaaslike bestuur hanteer, terwyl Suid-Afrika via die administrateur-generaal buitelandse sake, verdediging en wat bekend was as Bantu-administrasie beheer het. So ons het die land administreer, gesorg dat daar paaie is, dat daar skole is, dat daar water is. Maar die goed wat werklik saak gemaak het, daaroor het ons geen beheer gehad nie. Die verhouding tussen Pretoria en Windhoek was dikwels stormagtig. Daar was 'n geleentheid in die administrateur-generaal se huis met Dirk Mudge in die teenwoordigheid van PW-bote uitgestorm het. En die deur toe geklap het en geloop het. En dan hardloop ek agterna, gekeer vir Dirk en sê asseblief maar kom terug. En so en hy sê ja, kom terug, maar gaan nie 'n verskoning vra nie. Sê ek teen hom, maar sê daarom net iets wat lyk soos 'n verskoning of so iets anders, stort alle samesprekings in duie as julle nie saamspeel nie. Resolusie 435 word nie uitgevoer. Dan is Suid-Afrika die een wat die prys gaan betaal. Dan gaan ook hierdie broer van julle wat julle voed, gaan nie weer in staat wees om dit te doen nie. Ons het die begroting van Suidwes opgetoppel met amper R1 miljoen per jaar. Amper R1 miljoen per jaar van ons belastingbetalers geld. In Windhoek het politici gedoen wat hulle kon om binnelandse omstandighede te verander. Die DTA het reeds in 1979 wetgewing voorgelê om openbare geriewe en woongebiede vir alle rasse oop te stel. Daar was 'n strafklausule dat iemand wat 'n swart man toegang tot 'n openbare gerief weier, sou sy lisensie verloor en was onderhewig aan 'n boete van en tronkstraf. PW-bote het my laat roep, so jy haal daai strafklausule uit of, jy weet, ek vat my geld weg of ek vat my troepe weg. Jy weet, en hy het my baie gedreig, en sien die eerste maal nie, was ook nie die laaste maal nie. Hulle was die politieke ontwikkeling in Suid-Afrika jare vooruit. Ek het vergaderings in Suid-Afrika toegespreek, by die universiteite was dit lekker, maar dis jong mense, maar by ouer mense, klap hulle vir my hande, en dan sê hy vir my, wonderlik wat julle in Namibië doen. Dit sal nooit in Suid-Afrika gebeur nie. Hulle het regtig geglo, dit sal nooit gebeur nie. Onder wit Suidwesters het die wetgewing ook broer teen broer te staan gebring. Ek het min tyd vir mense, en daar is baie van hulle, wat nou agterna hoog opgee oor hulle verwerping van diskriminasie en apartheid. As ek hulle raakloop, dan vra ek hulle net een vraag, waar was julle in 77 toe ek, en my vriende en my familie, verraaiers genoem was? Waar was julle toe? Weerstand by die huis kon lanteer, maar in 1983 het Suid-Afrika gewoon die nasionale vergadering afgeskaf en die leiersels oorgeneem. 2 jaar later het PW Botha se regering 'n regering van nasionale eenheid, bestaande uit 6 partye in Namibië aan bewind gestel. Al was dit hulle eie skepping, het die Suid-Afrikaanse regering dikwels hierdie liggaam as 'n lastige vlieg hanteer. I have found, I'm jumping, because in the South African archives, fascinating documents in which P.W. Botha in 86, 87, he was a very blunt guy, tells the leader of the transitional government in Namibia that they are useless.
that they enjoy no legitimacy, that they enjoy no credibility, that they're a total failure. And the Administrator General, Plenár, was telling them exactly the same. Aan die een kant woed politieke storms, aan die ander kant gaan die werklike oorlog voort. Einde 89 was die SWA gebiedsmag 30.000 man sterk. In die laaste jare van die oorlog het hulle tussen 60 en 70% van al die soldate gelewer wat in die operasionele gebied diens gedoen het. Soos die res van die samelewing is hulle ook volgens bevolkingsgroepe ingedeel. Die hoofdkwartier was in Windhoek. Dan in Wambeland het jy een bataljon gehad wat nie net exclusief weer vir die Wambos, maar die meerderheid is Wambos. En dan gaan jy na Opoa toe, ons het 1 of 2 dae gehad wat vir die Wahimbas was, en dan gaan jy Kavango toe, jy 2 of 2 wat vir Kavangos was. And yeah, so it was established along ethnic lines. Bernie de Waal en Karel Njoba het saam in 101 bataljon gedien. Dis 'n kameraadskap wat jy bou, wat sal bly tot die dag wat jy doodgaan. Dis net 'n ander vriendskap as jy en jou buurman wat nou 10 jaar al langs mekaar bly. Dis net 'n ander vriendskap. As jy aan een kant is jy bloedbroers. Sy oorlewing hang van my af, my oorlewing hang van my af. So die bond wat aan ons mekaar gehou het, is baie groter as die laafvlak bond wat wie kom van waar af, wat sy kleer is die persoon en so aan. Die wit leierselemente moes hulle eers aan die ouer en meer ervare Ovambo-soldate bewys. Ja, dit is maar so, maar dit is ook tussen die troepe hulle self is dit ook maar so. As jy jouself nie bewys nie, ek self as 'n offisier en ek is swart, net soos hulle. Of toe ek al op raad was, as ek myself nie bewys nie, dan vat hulle my nie kop toe nie. En wat van ons not nie is, en in meeste gevalle hierdie DP's, hulle is jonger as van die troepe. Nou, is not nie eens kom daar so, en regtig is mama se seentjie. Wat se respect gaan jy van my? Jaar oud, natuurlik kan jy vir jou indink. Dit was 'n groot verantwoordelikheid ook wat jou toegekom het. Ek meen ek was 'n pelotonbevelvoerder. Ek sit met 4 Kaspers onder my beheer, met groot masjinerie, met Ovambo bataljon troepe wat al voorheen deur hierdie proses was, wat vir hulle maar net nog in kontak was. Ek was die leier, ek moes die besluite geneem het, en op 18 jaar oud, dink as jy vandag 'n normale 18-jarige oue seun vat, het hy nie verantwoordelikheid teen ons selfoon in Menlyn shopping sentrum. Die routine van ontplooiing was 2 weke, 14 dae uit. Jy het 'n verantwoordelike gebied wat jy moet dek. Dan werk jy maar enige informasie deur, totdat jy dit tot die einde gebring het. As het op 'n kondak uitloop, dan loop dit op 'n kondak uit. En na 14 dae gewoonlik kom mense maar terug, dan jou troepe het 7 dae is, dan gaan jy dan maar weer. Ons het vele male wat ons noem op die spore geslaap, wat ons dan ry en dan die lig ons ingehaal. En dan het ons daai spoor gemerk en gaan slaap, en soggens vroeg het ons opgestaan en ons was weer op daai spoor. Jy kry byvoorbeeld 'n groep terroriste in jy jag hulle, en dit kan duur van oggend tot die aand. Of jy praat van 'n ontplooiing. Ek self was ontplooi vir omtrent 6 maande te voet in Mopa area met 'n company. Die eerste kontak is die vuurdoop, iets wat jy vir altyd onthou. Ek praat van sekere minuut of iets wat skote geklap het, maar vir my gevoel soos die ewigheid daai tyd. Mense is bang vir die dood, mense is bang vir die onbekende, en jy weet nie wat met jou gaan gebeur nie. Maar soos die tyd aangaan, so raak jy gewoond, dat jy eintlik sleg voel as jy nie kontak gehad het vir 'n paar dae nie. So jy ry basies in 'n boksformasie uitgesprei met jou Kaspers en jy voor in die middel. En dan speel jy die speletjie van wat as? Wat as my radio nou kalf? Wat as ek nou 'n papwiel kry? Wat as die ou links van my seker? Wat as ek het net 3 groot gewere op 3 wapens, daai voertuig nou iets oorkom? Wanneer die skote klap, is dit natuurlik nou wanneer al daai tipe
ondervinding van jou vorige jare moet intree en dit is wanneer dinge baie vinnig gebeur. Terwyl die skote klap en vorentoe ry en jy by die vuurgeveg wen, moet jy 'n plan maak. Daai plan moet gekommunikeer word per radio na jou voertuie toe en na jou drywer toe. Daai plan moet jy kommunikeer na die mense wat op jou voertuig self en dit alles terwyl die skote klap. So daar's nie tyd vir terugtrek en dis die verskil tussen ons tipe oorlog en die MEG-oorlog. Daar's nie tyd vir terugtrek onder 'n boom in die koelte gaan sit, al jou adviseurs kry 'n kaart uithaal en deur jou proses te gaan van mees moontlike roete, watse wapens het hulle, wat het ons, bewapeningsafstand en dan 'n waardering te maak en aan te val. Daar's nie tyd vir dit. Op 18, sê Bernie, dink mens ook nie aan die dood nie. Wanneer jy wel daaraan dink, seker is wanneer jy eendag begin kinders kry en jy begin terugdink en jy dink, jy daai tyd het jy gedink is braaf, maar daai spesifieke insident dink jy vandag jy was stupid. Karel dien nou met groot sukses in die Namibiese weermag, maar hy top tot vandag toe oor een ding. Ek het nie baie te doen gehad met apartheid. I was never subjected to it directly. I didn't feel that pinch. But then I was in Pretoria, the only black guy there in the course. My friends whom we are come from the operational area, we are like brothers, there's no problem. But the Mughus who are sitting in offices in Pretoria, they see this black man. And to make matters worse, then we got homework to do. Hulle moes in 'n biblioteek gaan navorsing doen. My vriend Mannekes Fourie gaan en toe ek by die deur kom sê nee, sy's vir swart is hy. Yes, now Mannekes het nou moet nou 'n plan maak hierso. En daar's 'n biblioteek wat vir swart is bedoel is. Hy vat my dan so toe ek moet dag gaan kyk, maar die boeke wat ek soek, is nie daar nie. Maar die ironie het net vir my omgedop. Wat ek doen, ek studeer oorlog om hierdie mense beter te verdedig. Maar ek word nie die kapasiteit aangebied om my studie behoorlik te doen nie, net omdat ek swak is. Dit was vir my te hard. Nee, ek het nooit daarmee vrede gemaakt. Dit pla my nog. Volgende week in Grensoorlog. Koevoetlede praat reguit oor hulle omstrede aandeel in die oorlog. As jy genoegsame terroriste gekry het, dan word daar kopgeld betaal. Contact.